Ja, Here, baie dankie dat ons vanmôre net kan sê, glorify thy name. Ons wil nie iets doen, Here, behalwe om u naam op te lig nie. En dit is vir ons 'n voorreg vanmôre om weer in die volle werk van u te staan, Here. Dit is 'n voorreg om die naam van ons koning Jesus te loof en te prys. Dit is 'n voorreg om God te dien. Dit is nie 'n reg nie, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, Here, sodat ek en elkeen in hierdie wêreld vry kan wees. Ons wat eintlik die heidenes is ingeënt nou, en ons het 'n voorreg om die ewige heilige God te loof, te prys en te dien, en word hy in alles weer, is my gebed in Jesus naam. En mag die sit plek neem. Julle, kinders plaas nie, ja, die kan van speelgoed bring alles hier, agter sit en speel en maak glad nie saam met ons. So julle het vandag 'n bietjie redelik Afrikaanse liedjies gesing. Maar raai wat? Ons is baie lief vir Afrikaanse liedjies. Volgende week kom daar mense wat julle pastoor sal moet leer op Engels te praat en I speak it very deliciously. Volgende week kom daar mense wat net Engels is. Gaan julle vir my duim vashou? Hulle gaan by ons inskakel, prys die Here. God is besig met sessiebedieninge. Die sessie staan, vir die wat nie weet nie staan, dit beteken arend. Vir die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Ons glo alles hou jy volgens die woord van die naam tot die laaste jodertjie. Hou jy volgens die woord van die Here. Nou, dis vir my vanmôre 'n voorreg weer om weer met die gesels. Wie weet, ons tyd op hierdie aarde raak, maar wie's bly? Yes. En daar word mos nie aldag julle moet opkyk so 'n bietjie daar op YouTube gaan check wat ek preek, hoor. Want dit word nie gepreek in ander kerke nie, want mense praat nie meer eindtyd nie, want ons is nou in die eindtyd. Ons is voor Jesus Christus sy bruid gaan kom haal. Nou hy is besig om sy bruid voor te berei, of sy is haar besig om haar voor te berei vir die bruilofsmaal, waar ons vir ewig en ewig saam met Jesus gaan lewe. En wie sien uit na daai dag? Ek sien baie uit na daai. Geboek vir hierdie gemors van hierdie ou vrot wêreld. Daar's ons ook nou teologie wat glo dat nee, Jesus kom aarde toe. Daar bestaan nie soos 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde nie. Hy kom aarde toe en sê wel, hou julle maar hierdie vrot aarde. Ek gaan na hom toe. Ja, daar is die kingdom now teologie glo. Hulle glo Jesus kom aarde toe, so ons wil net die koninkryk weer uitbrei. So dan weet ek nie wie wil op hierdie ou vrot aarde verder bly. Nie ek nie. U mag die woord in Efesiërs 5 vers 1, Efesiërs is my geliefkoeste boek, en u mag die woord daar oopmaak. Ek hou daarvan as jy 'n Bybel bring, want weet julle hoekom? Wie weet dat daar valse teologie al hoe meer toeneem? Die Here het ons gewaarsku dat in die laaste dag gaan daar baie wees wat ons mislei. En die woord van die Here sê, dat gaan baie valse profete opstaan, en dan sê hy, moet julle pas op vir julle self. So, Efesiërs 5 vers 1, oom Robert, prys die Here. Nou, vanmôre se woordbediening, en julle sal nie weet wat 'n dag of naweek ek gehad, hierdie naweek. Maar dit is nie aan. Dis waarna ek kyk. Ja, sit hom in aan. Daar sy. Daar is nou nie slim na oom nie. Dat was dol in 'n skop agter my. En ek net vir die Here gesê, nou gaan ek op my binnekom, maar ek sluit hom al, bly tot 2 dae, maar die woord sal uitkom. En dit was nogal hy hoor. Hy is my. Goed, kom ons lees, ek het maar goed geprint, want die Bybel, hy sukkel bietjie om groot genoeg vir my te wees. Wees dan, en ek gaan sekere woorde uitlig, dat elkeen, dit is hoe ons die woord moet bestudeer.
ons moet nie die woord van God lees nie, want ons moet tot die volle kennis kom van Jesus Christus, né? Nou, Jesus sê, wees navolgers van God, soos geliefde kinders. Hierdie navolgers van die Here beteken, be an imitator of God. Volg in my voetspore, nie in Pietie, in die pastoor, en Kosie, en my ma, en my pa se tradisie nie, maar wees 'n navolger van God. Om 'n navolger van die Here, onthou God red alle mense. God soek nie perfekte mense nie, hy soek mense wat in hom in die gees en in waarheid en opregtheid, die wat heilig maak en nastreef. Hy sê, soos geliefde kinders. Hoekom sal die Here sê, wees 'n navolger van God soos geliefde kinders? Dan moet ons bietjie rebelse kinders wees. Hoekom sal hy daai stelling maak? Hy sê, soos geliefde kinders. Met ander woorde aansien, wees my navolger, soos 'n geliefde kind, hou op met jou nonsens, hou op met jou rebellie, hou op om wederstrewig te wees, want, hoekom? En wandel in liefde. Jy sien, hierdie liefde van God vir ons het, dat hy homself gesacrifice het, sodat ek nie kan lewe. So moet ons hom lief hê, om dit wat die Here behaag te doen. Met ander woorde, it's going to cost as a sacrifice. Om 'n navolger van die Here, of van Vader, van God te wees, it's going to be a sacrifice of ourselves. So, hier kan ons nie sê, ag ja, sit nou op jou lazy boy, jy's op pad, jy wil toe nie. Die Here sê, nee, be an imitator of God. Nie ek nie, nie die pastoor nie, die woord van God sê so. En wandel in liefde, Efesiërs 2. Soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike gee. So Christus Jesus se offer was 'n lieflike gee vir Vader. So, nou sê hy, wees navolgers, soos geliefde kinders. Nou, Jesus wie was Jesus? My geliefde seun, in wie hy 'n welbehaag het. Want die stem het in die hemel gekom, toe Jesus ook gedoop is, jy weet hoeveel keer, het hy gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehaag het. Nou sê hy, ons moet wandel in liefde, soos geliefde kinders van God. Wanneer ons geliefde kinders van God is, dan is God nommer 1. God is nommer 1 in ons lewe. Hy is not 'n second chance. Hy sê net 'n spaarwiel, wanneer ek God nou nodig het, nou kan ek die Here gaan aanroep. Hy sê, wandel, met ander woorde, wees my navolger, soos geliefde kinders. Nie soos die rebelse kinders, wat ek het, wat sê, hide it my way, en dan het God nooit in gedagte nie. Dis my wil, dis my begeerte, dis wat ek wil goed doen, maar hy, sê in vers 2, en wandel in liefde soos Christus ons lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe, en 'n offer aan God, tot 'n lieflike gee. 1 Korintiërs 13 sê, en daar praat hy in die boek gemaak van die liefde. Wat is dit om in liefde te wandel? Ek dink een ding wat dood is in die kerk, en dit is liefde onder mekaar. As jy nie hierdie tipe ding doen nie, as jy nie soveel geld gee nie, as jy nie dit het nie, as jy nie dit het nie, as jy nie dat nie, as jy nie daai kar ry nie, as jy nie daai is, sorry, as jy nie deel van my liefde nie. Maar ware, onvoorwaardelike, godeliefde, sê die woord van die Here,
in 1 Korintiërs 4, die liefde is lankmoedig, die liefde is vriendelik, en kom ons wees eerlik, ons skiet ver te kort soms. Die liefde is nie jaloers nie. 'n groot ding, deesdae in mense se lewe. Ek is jaloers op dit, ek is jaloers op dat, ek is jaloers op dit, ek is jaloers op dit. En as ek sien God bless jou meer as vir my, is ek jaloers, wat die woord van die Here sê, as iemand vooruitgaan, en as God hulle bless, dan moet ek saam met jou kan juig, ek moet saam met jou kan bly wees, ons God is in jou lewe. Dis ware liefde. As die Here jou bless met 'n vol by vol, moet ek sê, prys die Here, God het daai persoon gebless. Dis ware liefde. Maar jaloesie neem toe in mense se lewe. Die liefde praat nie groot nie. Ag, ek is baie oulik. En jy kry baie party mense, en ja, ons almal het goedheid. Die liefde is nie opgeblaas nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek sy eie belang nie, word nie verbid nie, en reken op nie die kwaad toe nie. En dis ook nie bly oor ongeregtigheid nie, maar ons bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, verdra alles. Sê bietjie die liefde, verdra alles. As my boetie of sussie nie teen my reg optree nie, moet ons dit verdra, want dan het ons eers die ware liefde. Maar nie ons is ons wipperige mense, né? Wat jy sê? Ek sal nie met daai praat nie, hulle het my dit en dit. Nee, ons moet verdra. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, en tale, hulle sal of kennis, dit sal tot niet gaan. Maar die liefde sal vir ewig bly staan. Efesiërs 5 vers 3. Maar hoerery en allerlei onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie. Ek sê nie so nie. Die Bybel sê so. Soos dit die heiliges betaal. Ook die geneedheid of dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewers danksegging. Wat is danksegging? Dankie Here vir die genade oor ons. Dankie Here, ek het 'n bed vandag om op te staan. Dankie Here, ek het 'n tandeborsel om my tande te doen. Dankie Here vir my kind, dankie Here vir my man. Dankie, weet jy, ons moet so dankbaar wees teenoor mekaar partykeer. Dat jy amper dink, soos die een oom het gesê, en dit is nou 'n bietjie grappie, die een oom het gesê, hy sal so dik vir sy vrou, hy maak sy oë toe, dan sê, verwoes, maar sy sê, Pakistan sy nog steeds daar. Die liefde van God. Ons moet werklik met danksegging die Here alles, weet jy, die Here laat nie sommer enigiets in jou lewe toe nie. As jy dit reg gaan hanteer, dan word dit 'n testament in jou lewe. Maar hebsug sê altyd, hebsug, kom sê ons mag nie hebsug noem nie, want hebsug het nooit genoeg nie. Hebsug het nie genoeg liefde nie, hebsug het nie genoeg aanvaarding nie, hebsug het nie genoeg wat ook al geld nie, hebsug het nie genoeg aansien nie, hebsug het dit nie. Ons moet vir genoeg wees met wat ons het. Vers 5. Want dit moet julle weet, dat geen orede, geen onrein, geen geaard, wat is? 'n afgodedienaar is. 'n erfdeel in die koninkryk van Christus en van God ken nie. Dan sê hy in Efesiërs 5 vers 6, laat niemand julle met yle woorde verlei nie. Watter yle woorde gaan mense ons verlei? Ek gaan nie nou sê. Want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid. Daardie woorde wat die mense ons mee gaan verlei is die volgende. Ag, almal doen dit, dis oké, doen dit. Ag, om jy nou 2 of 3 keer dronk te word, dis nie 'n probleem nie. Moenie worry nie. Ag, om 1 keer of 1 keer dan, of 1 keer dan, of 1 keer, dit is nie, almal doen dit. God se kinders
doen dit nie. Want die Here sê, wees sy navolger en beproef hom wat welgevallig is. Nie wat jou vriende of die wêreld sê nie, maar dit wat die woord van God vir ons leer. Dit is welgevallig aan die Here. Efesiërs 5:7. Wees dan nie hulle deelgenote nie. Wees my navolger, nie hulle deelgenote nie. Wees my navolger aansien, nie hulle deelgenoot nie. Baie pastore wat my lewe deurgegaan het, waar jy jou kind in die dood afgestaan het, jou eie kind moes begrawe het, al die goed moes deurgaan, al die uitdagings, het lankal opgehou met die bediening. Ek is nie daarin vir dit nie. Ek is 'n geroepene van God. Ek is nie 'n deelgenote om op te hou nie. Ek is 'n navolger van Christus Jesus. Want vroeër was julle duisternis, maar nou het julle in die lig van die Here. Wandel soos kinders van die lig. So in jou navolger as kind van God moet jy wandel soos kinders van die lig. Ons is baie maklik om te sê, ek is die sout van die aarde. Ek is die lig van hierdie wêreld. Maar aan jou vrug gaan jy geken word, hè? En dan sê die mense, okay, goed, kom ons gaan kyk, ons begin 'n bietjie inventaris hou, want die Here vat dit, ek gaan nou vir julle wys, as 'n book of remembrance, wat alles van ons neergeskryf word. Want op die dag van ons nou, wanneer die wegraak op plaas vind, gaan ons vir die bema-troon van Jesus verskyn, en almal gaan loon kry. Dit, die goeie dade wat ons gedoen het verlede. Dit gaan nie oor werke nie, dit gaan oor genade, maar ons is geroep om goeie werke te doen, né? So met ander woorde, wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle in duisternis, maar nou is julle in die lig van die Here, wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan watter Gees? Nie 'n snaakse gees nie, die Heilige Gees. Ek hou van die woord Heilige Gees van God. Bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Want hy is die waarheid, die Gees van waarheid. En beproef wat die Here welgevallig is. Sou test mee aansien. Beproef beteken test mee aansien. Ja, toets maar. Examine for yourself. Proef, scrutinize aansien. Beproef die goed wat die Here welgevallig is. To see whether a thing is genuine or not. Met ander woorde, jy kan hoe spiesig behandel word, geen liefde. Geen liefde. Draai die ander man soos Jesus. Geen liefde. En beproef by en sien of dit vrug gaan afwerk. Want die woord van God sê ons, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. So beproef by en al hierdie goed aansien. Ek het jou gevra, wie is my navolger? Want weet jy wat, ek wil ook dat jy daai lieflike geur is vir my. Ek wil hê jy moet hierdie absolute lieflike geur wat opkom in my neusgate en jy gaan alles doen en jy gaan my beproef want ek is 'n waarmaker van my woord, sê die Here. En beproef wat die Here, dan word my vingers op die werk. Kom maar, ons gaan nou vry. Ons sal tussen onder kry, né? Beproef my. Sy woord is waar. Sy woord is approved. Deur wie? Deur God self. Dis waar om ag te neem en daarvolgens te lewe. En hou nie gemeenskap met onvrugbare werke nie, van die duisternis nie, maar bestraf dit nie. Ja, maar sê, jy's ons 'n demon chaser. Nee, ek is nie. Die Bybel sê, as ek die duisternis sien, bestraf hom, want God is 'n God van die lig, en God wil hê al sy kinders moet in die lig wandel. So let
go. Die Here het aan Farao 'n opdrag gegee om let God's people go. Hy wou nie, wat het gebeur? Die Here het hom 'n plaag en allerlei goeders gegee. En nou die gemeenskap met enige onvrugbare werke van die duisternis nie. Maar bestraf dit iewers. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik om selfs te noem. Maar aansien, wees jy my navolger. Maar al die dinge wat in die lig bestraf word openbaar, want dit nou alles wat in die lig kom, en die vyand gee nou vas weer op nie. Want alles wat geopenbaar word is lig. Hoe doen ek en dit? Dan kom die duiwel. Hy kom nou, want dit nou, hy slaap nie. Ons is aan die slaap. Die kerk van die Here Jesus is aan die slaap. Die duiwel slaap nie, hy rus nooit nie. Hy is voortdurend is hy besig om opdragte. Gaan kyk as daai gesin, gaan kyk as daai huwelik, gaan kyk as daai Here. En ons onderskei dit nie. Want dat die oomblik wanneer daar ek ervaar in my huis, nee, hierdie krampie ou staan nou op dalk met die verkeerde voet uit die bed uit. Al wat ek doen is, in die naam van Jesus, jy sal jou knie gebuig, jy sal nie tussen my en my man kom nie, in Jesus naam. En toe sien jy is die vriendelikheid van self hoor. Want die Here het ons die opdrag gegee om dit te doen. Vers 12, want wat in die geheim deur hulle gedoen is skandelik selfs om te noem. Maar al hierdie dinge word deur die lig bestraf en word openbaar. En alles wat openbaar word is lig. Daarom moet ons bely, daarom moet ons goed in die lig bring, want dit is lig. Dat die duiwel geen vatplek op hom nie. Daarom sê hy, Jesus Christus, ontwaak jy wat slaap. So met ander woorde, as jy nog nie 'n navolger is van Christus nie, as jy nie beproef het wat vir God goed is nie, as jy nie in sy voetspore volg nie, is jy aan die slaap. Nou sê, ek het waargeneem, julle doen nie wat julle gesê het om te doen nie. Dis hoekom die duiwel in jou lewe wen. Nou sê ek vir jou aansien, ek gaan net vir julle vir my gebruik. Nou sê ek vir jou, ontwaak jy wat slaap aansien, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Dis nie 'n fisiese dood nie. That is a spiritual death. So, geeste, is ek nou maar, die duiwel kan die een land na die ander land met my omploeg, en ek is maar genoeg met dit, en ek vat sy siektes, ek vat sy gemors, en eintlik sê die Here, want jy is die lig. Ek het jou nie opgemaak en jy nie sterf nie. Wat jy met op hierdie aarde sal gebind wees. Wat jy ontbind op hierdie aarde sal ontbind wees. Wat jy in die naam van Jesus beveel, moet hulle vlug op 7 pad. Maar kom uit, kan slaap uit aansien. Ons aanvaar te maklik. Die dokter het gesê, kanker. Kanker is oorwin op die kruis van Golgotha. Siekte en dood is oorwin op die kruis van Golgotha. Armoede is oorwin op die kruis van Golgotha. Die hoor wat Jesus sê, it is finished. The battle is over. Dit het vir ons alles klaar, die offer betaal, die volmaakte prys. So kom ek dat hy slaap uit aansien. Want ek wil hê jy moet my navolger wees, in gees en in waarheid. Pas dan op dat jy nou gesed wandel, nie as 'n onwyse nie, maar as 'n wyse. Laat dit jou terugdink aan Matteus 25, die 5 wyse maagde en die 5 dwaase maagde. Daar's 5 wyse maagde wat wandel, want hulle is waaksaam, hulle is navolgers van God, hulle maak ekstra olie by mekaar, maar die onwyse, hulle het nie ekstra olie nie. Daar is in die diep openbaring wat die Here daar vir ons gee. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Hoe moet ek in die tyd uitkom? Nommer 1, met ons persoonlike verhouding met Jesus Christus. Ek en u kan glad nie eers lewe
sonder 'n persoonlike lewe. That is religion. Sonder 'n persoonlike verhouding met Jesus is ons zero, is ons eintlik iemand wat slaap. So hoe kan ek hierdie goed, hierdie tyd inkoop? Ek kan in die oggend 'n bietjie vroeër opstaan, ek kan stilte tyd gaan, ek kan bid en ek kan Bybel lees, ek kan begin, ek hoef nie ure te doen nie, ek kan begin 5 minute en ek kan kom en ek sê, Here, ek koop hierdie tyd uit, want ek wil groei, ek wil nou gesê word, ek wil proef wat U goed is, ek wil U navolger wees, Here, help my, Heilige Gees kom versterk my, Heilige Gees kom lei my, ek wil die dae uitlig, die tyd uitkoop, want ek besef, ons leef in 'n donker tyd, ons leef in 'n bose tyd, ons leef in 'n dag voor die koms van Jesus, en daar sien jy tyd verspeel. Selfs met kerk bywoon, moet ons van die tyd uitkom. Wie weet, is lekker om daar te slaap, hè? Ek weet ek kan daar slaap, hè? Maar het is so vervullend om die waarheid te hoor. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daar is onspannigheid, maar word vervul met die Heilige Gees. Spreek onder mekaar met psalms, Efesiërs 5 vers 9, dis eintlik 19, dis eintlik my kernteks. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Dit het die duiwel van ons weggevat. Wie staan nog blymoedig op? Wie se blydskap is nog volkome in die Here? Wie kan nog in sy hart sing? Wie word nog met 'n lied wakker? Want die oomblik wanneer jy wakker sal sê, Heilige Gees, glorify thy name. En jy dink, ja, ek wil net vandag daai te hoor. Ek wil net sing. En dit is eintlik wanneer die Here ons kom aanraak en ons blydskap weer herstel. Want dit is een ding wat die duiwel gedoen het, dat ons blydskap kom steel van ons. Want ons moet baie bly wees in die Here. Men sê, psalm sing in julle hart tot eer van die Here. Hierdie stelling. Wanneer ons so vol is van die Heilige Gees, en ons kry dit met 'n intieme verhouding met die God, né? Sodra 'n negatiewe situasie hom voordoen, stroom lewende waters en 'n vrye vloei van Heilige Gees uit ons binneste. Dit kom nie die eerste woord. Ag, Here, wat nou? Hier is ek nou weer onder omstandighede. Ek het nou nodig om onder daai depressie. Here, ek is klaar as 'n gebakte eiertjie. Nee, 10.000 maal nee. Die Here is nie klaagliedere nie, maar lofsange dat God is goed. Wie weet God is goed? Sê vir jou baie, God is goed. Hy is 'n goeie Vader, wat goeie gedagtes oor ons het, gedagtes van seën en oorvloed, 'n hoopvolle toekoms, en net daar roep ons ook dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Die oomblik wanneer ons teen 'n negatiewe situasie spreek, want die woord van God sê, roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Elke negatiewe situasie. So met ander woorde, bemoedig mekaar so, vermaan mekaar so. Nee, Anna, wat praat jy nou? Die Here is ons geneesheer. Nee, Ansie, bewaak in jou gedagte dat God is goed. Hy is 'n God van wonderdade, en dit is 'n welriekende geur van God, wanneer ons Efesiërs 5 vers 19 toepas, om te spreek onder mekaar met psalms, lofsange, geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. En dan gaan ek afsluit en oorgee, is 'n kort woord hierdie. In liedere, in lofsange, praat ons nie net met mekaar nie. Sien, ek begin sing.
Naomi sê, Ansie, ek kan nie vandag doen nie, sê. Nou, hier begin sy oor en ek kan nie sing nie. Naomi, deur sy wonde is jy genees. En nou begin sing, Naomi, Jesus in die plek. Is dit nie awesome nie, Maar weet jy wat, hoogmoed, het ons weerhou van, moet ek nou so vir iemand vir die storie, moet ek nou. Louis, jy sal gesing, jy kan mooi sing. Maar maak die sakkie, ons kom maar soos 'n weet nie wat se kraaitjie klim op die aarde nie, verheerlik ons soos 'n budgie. So ons moet begin sê, ons praat nie net mekaar met ons lofsange sing nie, maar ons gesprekke, ons lofsange, dans vir ons Vader, as 'n welriekende vrug van ons lippe. Dit word ook alles in die Book of Remembrance neergeskryf. Hier gaan ek nou met julle praat oor die Book of Remembrance. Maleagi 3 vers 16. Gaan sy nou weer oor geld praat? Nee, ek gaan nie. Maar ek moet julle die volle Maleagi lees, as jy gaan sien dat, en dan gaan 'n getuienis nou hier gee, dat jy sien, want die hele testament is op maar, die Nuwe Testament, die is meer as 10, wat hy sê, sy bly moedig gegee. Soos nie net 'n sekere voorgeskrewe gedeelte nie, dit is net 'n vryheid jy kan gee soos jy goed. Maleagi 3 vers 16 sê, toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek. As jy nou vorentoe gaan, die Here gesê, beproef my, dit te gee, jou 10 te gee, of het nie die syse van die hemel geopenbaar. En toe, as jy verder aangaan, dan sê hy, en toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Here het opgemerk en gehoor, en daar is gedenkboek vir sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees, en sy naam eer. Nou wat het daar gebeur? Wat word neergeskryf in die Book of Remembrance? Ek gaan nou vir u sê, wanneer ek en u sê, ek en oom Robert, persoon is chaos. Nee, oom Robert, kom ons vat en ons praat die woord van God. Dit word neergeskryf. Want die wat die Here vrees, alles word neergeskryf. Selfs in hierdie konteks wat oor geld gepraat is, en nou gaan ek 'n getuienis sê, ek het iemand wat elke maand volle 10 betaal, aan hom of haar laaste. Dat persoon kan geen kos koop. En ek begin met die Here praat, en ek sê, Here, dit is vir my onaanvaarbaar as pastoor. Ek het 'n hart vir God se mense. En die Here sê vir my, jy gaan trek daai persoon, as is 'n pastoor, se volle 10, en jy gaan koop die nodige. En ek begin dit doen. En ek sê, Here, maar hoekom? Die Here sê, wat hoekom? Toe sy gesê, of hy gesê, of hulle gesê, maar, pastoor, ek kan nie die Here beroof nie, dit behoort aan die Here. I put it in the Book of Remembrance. En God het haar aangesien, God het nog weggemaak, of hom gesien, of wat weer op al is. En weet jy wat? Die Here het met 'n voetgolf neergekom vir haar persoon. En 1 Petrus 4 vers 11 sê, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Liedere, wel nie valse liedere nie, jy kry ons party liedere wat meer vir mense vertel oor hulle singe. Hier sing ons wat God verheerlik, en dis al. Nie valse lied, dra die leer van Christus oor en help sy mekaar se geloof versterk. Want jy kan dalk 'n vreeslike week gehad hê. En wanneer daar lied speel, praat dit met jou gees en praat met jou siel en alles, jy voel opgewek en jy voel revive. Dit skep 'n atmosfeer van dankbaarheid teenoor ons hemelse Vader en versterk ons geloofsgemeenskap.
Dit fokus op God se werke en woorde wat troos en krag in ons lewe bring. Terwyl julle Efesiërs 5 vers 20 en ek sluit af, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank. In die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van die Here. Dat ons waag om iemand soiets te sê. Ek kan nie dit nie, ek kan nie dat nie. Ons moet aan mekaar onderdanig wees. Wat beteken nou die verse van die Here? Die Here soek nie hoogmoed in ons lewe nie. Die Here soek ons om mekaar net lief hê. Ons moet mekaar aanvaar. Ons moet navolgers word van die Here Jesus Christus. Ons moet navolgers word van God. Ons moet in sy weë wandel. Ons kan nie die een ding ons is beter as 'n ander nie. Ons is almal gelyk. Die pastoor is ook nie hoër as enige gemeentelid nie. Almal het die Here nodig. Ons moet nie negatiewe gedagtes teenoor mekaar hê nie. Dis 'n Christelike beginsel van wederwysydse eerbied, liefde en opoffering. En dit spruit voort uit eenheid vir Christus. En dit beteken om ander se behoefte bo jou behoefte te stel. Want net so dien Christus die kerk in Efesiërs. Christus het nie sy eie behoefte, selfs op die kruis van Golgotha, het Christus sy eie behoefte bo ons almal, bo alles gestel nie. Hy het selfs so inspanning beleef, dat sy sweet soos bloeddruppels geword het. Hy het gesê, Here, as dit nie wil is, sal ek hierdie beker drink, maar as dit nie wil is nie, laat ek die beker verby my gaan. Maar nogtans nie my wil nie, maar u wil. Jy sien, Jesus Christus het homself geoffer en hy dien ons nou nog. He's forever interceding in the spiritual realm for us. Hy het 'n groot benoudheid en inspanning gehad. Wanneer hy groot benoudheid en inspanning gehad het, het hy meer intens gebid, hy het meer intens gedien, hy het meer intens geoffer, hy het meer intens die prys 100% gehad. Maar hy het ons vryheid bo dit wat vir hom voorgelê is op Golgotha gestel. Stel jy nog goed bo dit wat die Here is? Hierdie resultate is net 'n lewe wat deur die Heilige Gees gelei. Wanneer ons werklik in die voetspore van die Here Jesus volg, as ons beproef en mekaar dien, as ons beproef wat die Here welgevallig is, en mekaar dien, en alles opoffer, en alles bo God stel. Here, ek het nie nou krag nie, maar ek gaan vir my sussie bid. Here, ek het nie nou dit nie, maar ek gaan vir my boetie bid. Here, ek het nie, maar ek sal gedien, ek sal gee, ek sal dit doen, en ek sal my behoefte bo my eie behoefte, bo my eie behoefte stel. Dis 'n ware navolger van Jesus. Kom ons word weer ons begin sing. Psalms tot eer van God. Ons sing geestelike liedere, ons dien mekaar in liefde, in aanvaarding, in eenheid, sodat God op hierdie aarde verheerlik kan word tussen my en u. Wie bless en gee oorvloei. Liewe gemeente, as ek dalk iets herhaal wat pastoor reeds gesê het, dit weet, dis nie sy of ek nie, dis die Heilige Gees. So, dis dalk so belangrik dat 'n mens dieselfde goed weer moet hoor. Ek wil met 'n storie begin wat baie goed van toepassing is op ons nagmaal. Soos julle weet, ons is in die leerorganisasie betrokke. Ons het 'n jong seun daar so 21. Hy is besig nou om opgeleid te word as 'n selleier by sy pastoor. Ek weet nie of julle weet hoe lyk van die kerke in die plakkerskampe en
kamp waar ons werk nie. Mense, daar's nie 'n plafon nie, dis sink, so 30 cm boop in jou kop, Baie. sink op die kant, so as vandag se son daar skyn, daar's nie groot skuif deure en ligreëling en klank en die goed nie, hulle het wel 'n klank, maar dit is so 'n klein jukeboxie. So dis slikkend warm daar binne, moenie van maak. Ek het ook met die seun gepraat, so ruk terug en sê, ek weet van 'n organisasie wat vir julle kan help, om dalk net 'n struktuur op te sit wat 'n bietjie beter is. Dak op is, 'n plafon, wat ook al. Hy het met sy pastoor gepraat, die boodskap wat ek teruggekry het. Hy sê, you would love it to have his own stage, a soft chair, and a nice preeksposisie. Hy sê, dat ek wou het ook. Hy sê, want Jesus het aan die kruis gesterf. Die suffer, hy het regtig swaar getrek. Nou moet ek met my gemeente in luxury kom sit. Maak sens. Hy het die waarheid gesien, die ek wil hom gaan ontmoet hierdie pastoor. So, en toe sê sy pastoor vir hom eendag, nou in die jaar, reël vir my dat die gemeente ete kom eet op 'n Saterdag, 12 uur. Maar jy moet 'n WhatsApp vir ons neem, dis op 'n WhatsApp groep. Silendele, dis die seun se naam, hy sê vir my, die hele gemeente het opgedag. Hulle het laat weet ons kom, ma, pa, ouma, oupa, kindertjies, almal is daar vir die ete. En toe hulle met die Saterdag daar is om te eet, toe sê die pastoor vir ons, stief al hierdie mense, weer 'n WhatsApp, en sê, môre is 'n baie spesiale diens hierso. God himself will come and talk to you. 3 het laat weet ons kom. Ja, dit gaan altyd so. Nou het hy 'n ander plan gemaak, die pastoor. Hy sê, volgende maand gaan hy gee 1 keer 'n maand die ete vir sy gemeente. Hy sê, volgende maand, dan nooi ons hulle vir 'n Sondag vir 'n ete. Hy sê, want ek kry nie hierdie gemeente by mekaar, omdat hulle almal gelyk kan praat nie. Hulle kom so drips en drags. So, dit gaan hulle nou reël, en ek sal vra wie uitkoms wil sien. As daar ete is, hulle gaan daai ou sinkgebou nie vol maak. Hulle slaan 'n gazebo buite op. Dat daar extra plek is vir hele gemeente. Dit is 'n groot gemeente. Met die ou sinkgebouetjie daar. Daar's geen geriewe. Maar hy sê, we must suffer as when Jesus suffered on the cross. We can't sit in luxury. Maak absoluut nie sens vir my. So, as ons regtig net kyk, hoeveel keer het ons alreeds so tafel gedek? In ons hele lewe, praat nie net van afgelope paar maande of jare nie. Dis heel wat, dat ons die tafel gedek het en Jesus sy sterf en opstanding gedek het. En wat dit vir ons regtig beteken? Dis hoekom ek sê, die nagmaal hoort 24/7, as ek die term mag gebruik, in jou kop te wees wat Jesus vir my gedoen het. Hy het vir my gesterf, hy het vrygekoop, en opgestaan vir my genesing, vir my voorspoed, vir alles wat daar is. Amen. So dit is so belangrik om net dit, hierdie ou broodjie, en hierdie ou bietjie rydesakkies, wat die mens elke keer so gebruik, het eintlik 'n baie groter impak, as net 'n broodjie en 'n sakkie. Ja. So dit is baie belangrik, as Jesus se sterf en opstanding in ons lewe moet hê, elke dag, elke oomblik. En dat hy, soos daai pastoor gesê, he suffered, and why must I be in luxury? Dit maak vir my absoluut sens. So ek wil die tafel voorsien, en dan kan jy voorlief om jyself te help. Dankie ons Vader vir die goedheid en die waarheid, dankie dat jy ons Heer as God is, dat jy ons koning is. Vra Vader, dat dit net 'n broodjie sal wees, of net 'n bietjie sak meer, maar dat ons sal weet, dit is die liggaam wat vir ons gebreek is. En dit is u bloed wat vir ons gestort is. Here, en dan gepaard van daarmee, al die beloftes wat u vir ons gegee het, en vir die disciples gegee het, en sê, julle gaan nog meer doen as wat ek Jesus gedoen het. So Vader, seën vir ons die tafel, maar dat ons sal weet, en dat ons sal weet dat u ons Here ons God is, dat u ons vooruit gegaan het, en ons dit seën die tafel in die naam van Jesus. Amen. Amen. Yes. Dankie, Here.